Goeiedag en baie welkom by sessie 19 van module 2. In hierdie sessie gesels ons nog verder oor die vernuwing van ons denke. Nou, jy mag dalk voel, hoekom staan ons so lank dan daarby stil? Ons het mos nou al baie daaroor gepraat. Ek dink net daar is so baie wat ons hieroor van bewus moet wees en bewus moet word en kan leer. En dit is so belangrik in ons groeiproses dat dit die moeite werd is om maar dit weer te besoek en daaroor na te dink. Nou, ons weet vandag dat al die dinge wat met jou gebeur van jou geboorte af, word in jou onderbewuste gestoor deur al die jare. Alle trauma's wat jy beleef het, alle negatiewe gebeure, is daar. En die maniere waarop mense teenoor jou opgetree het, met jou gepraat het, vir jou goed gesê het. En baie daarvan het dikwels by ons 'n agterdog laat ontstaan oor mense se goedheid en betroubaarheid, baie keer ook oor God se goedheid en betroubaarheid, veral as daar trauma was. Nou genadiglik het God ons so geskep dat ons die vermoë het om trauma soms so diep weg te bære, dat ons heeltemal vergeet daarvan met ons geheue, ons bewuste geheue, maar dit is nog altyd in die onderbewuste. En daarom gebeur dit baie dikwels dat mense op onverstaanbare maniere reageer of baie sensitief is rondom sekere onderwerpe of sekere klanke, selfs reuke, sekere situasies, 'n sekere atmosfeer, wat mense soms net skielik kan laat ontplof of vreemd kan laat optree. Dan dink mense, nou wat het nou gebeur? Wat gaan hier aan? Nou dit is gewoonlik die gevolg van emosionele geheue, iets wat in die onderbewuste weggebêre is. En allerhande traumatiese ervarings wat ons in ons lewe gehad het, is baie dikwels soos filters. Ons kan sê dit klok ons brein, dit verduister die brein. Dit maak dit dikwels baie moeilik om 'n positiewe boodskap te ontvang vir jouself en te aanvaar, dis ook waar vir my. Want dit kan baie maklik hierdie situasie laat ontstaan. Ja, dit kan waar wees vir ander mense, maar in my geval sal dit nie werk nie. Ek weet nou al. Ek is nie iemand wat so kan verander nie. Ek is miskien net te ver weg, of daar het al te veel sleg goed met my gebeur om nou nog 'n bietjie hoop te kan hê. Nou jy kan dit vergelyk met daardie aanhaling wat kom uit die gesegdes van die woestynvaders in die begin van die sessie, waar hulle daaroor praat dat dit is soos om jou gesig in modderige water te probeer sien. Nou daai tyd was daar nou nog nie so baie spieëls nie, so hulle het baie dikwels die water as 'n spieël gebruik. Maar daar moet eers klaarheid kom, skoonheid, die water moet eers helder wees voordat jy jou gesig goed kan sien. En op dieselfde manier veroorsaak hierdie goed baie keer net 'n troebelheid, 'n onvermoë om duidelik te kan sien waarmee is God besig en wat doen hy. Nou wil ons vandag weer gaan kyk na 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5. En vandag bietjie meer stilstaan daarby. En daar sê Paulus vir ons, die wapens van ons stryd is nie menslike wapens nie, maar dis kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. In sommige kringe, as hulle die woord vestings hoor, dan gaan hulle dadelik na demone toe, dat dit nou te doen het met demone. Maar hier gaan dit nie oor demone nie. Luister net wat sê hy in die volgende vers. Hy sê, daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God opgerig word. Dit gaan oor redenasies, oor denkpatrone. Dit is presies hierdie denkpatrone wat 'n mens vorm in reaksie op trauma in jou lewe, wat jy sekere skanse opbou, vestings opbou, wat dit moeilik maak vir die woord om tot jou deur te dring. Omdat daar twyfel is, daar's agterdog, daar is 'n onsekerheid of dit kan werk, of dit die waarheid is. Maar nou sê Paulus, ons het kragtige wapens waarmee daai vestings vernietig kan word. En hy sê, daarmee vernietig ons almal van hulle. En dan sê hy, ons neem elke gedagte gevange om dit gehoorsaam te maak aan Christus. So dit is 'n proses om teen hierdie vestings te bid, vir helderheid te bid, dat hulle vernietig sal word, dat hulle afgebreek sal word, en om ons gedagtes te bring onder beheer van Christus, dat hy vir ons die waarheid wys. En dit is regtig iets wat ek glo, ons gereeld moet gebruik hierdie gebed, om vir die Here te vra, om ons genadig te wees, sodat ons verstand net verhelder kan word, dat daai vestings, daardie duisternis,
dat die troebelheid weggeneem sal word, dat die Gees vir ons klaarheid sal bring, om vir ons help om insig te gee in ons eie situasie. Nou, ek het nou genoem hoe trauma dit kan veroorsaak. Daar's nog 'n oorsaak wat dikwels aanleiding gee tot hierdie vestings. En ek dink dis vandag 'n groot ding in ons samelewing. Dis gewoon die denkklimaat van ons tyd waarin ons leef. Hoe dit baie meer algemeen word om alles wat die woord sê te bevraagteken. Kerke te bevraagteken. Waar daar soms baie keer rede is, daar gebeur baie keer goed wat in kerke is wat baie ongelukkig is. Maar ek sê altyd 'n mens moenie vir God eenkant toe skuif oor wat 'n spesifieke kerk of gemeente gedoen het nie. God is totaal anders as enige kerk of enige gemeente. Dit gaan hier in die eerste plek daaroor dat ons God sal leer ken vir wie hy is. Die kerk sal altyd vol gebreke wees. En genadiglik is daar ook baie kerke wat wel baie meer van die aard en karakter van God weerspieël as ander. Maar dit eers daar gelaat, die denkklimaat van ons tyd bevraagteken Christendom. Elke jaar met Paasfees kan jy maar die koerante en die tydskrifte dophou. Daar gaan artikels verskyn wat dit bevraagteken, dat Jesus werklik gesterf het en werklik opgestaan het. En elke Kersfees gaan daar artikels wees wat dit betwyfel en bevraagteken dat 'n maagd geboorte kan gee. En of ons dit werklik nog kan glo. Dis amper soos voortdurende aanvalle, bevraagtekening van grondwaarhede van die geloof. So vir baie moderne mense is dit net ongelooflik moeilik om dan daarby te staan, want jy word half uitgeskuif as iemand wat naïef is, wat agter die klip is, wat hoe kan jy nog so iets glo? Ons is nou al mondige mense, ons is nou al daarby verby, ons is nie meer so naïef om hierdie dinge te glo nie. Daar's baie ander realiteite wat belangriker is. So dit vorm ook vestings wat dit moeilik maak soms vir die suiwer waarheid van die woord om tot jou deur te dring. Ek glo altyd iemand wat werklik vir God leer ken soos hy is, deur 'n verhouding met hom. Vir so iemand is dit nooit moeilik om hierdie goed te glo nie. Ag, as jy maar net kyk na die skepping wat God gedoen het, hoe magtig hy is, waartoe hy alles in staat is, dan is hierdie goed eintlik klein goedjies vir hom om te doen. Dit is glad nie sulke uitstaande goed wat bevraagteken hoef te word vir 'n gelowige nie. Natuurlik kan ons dit nie bewys nie, maar daardie verhouding wat ons met God maak dit vir ons op die ou end iets wat heeltemal geloofwaardig is, omdat ons weet wie God is. Nou ons staan nou hier veral by twee vestings stil wat baie algemeen is, wat Hettinger oor geskryf het in 'n boek Follow Me. Die eerste een gaan oor 'n vesting wat mense sê, ek is nie soos ander mense nie. My situasie is so uniek. My agtergrond, my pyn, die armoede waaruit te kom. Ek het nie die geleenthede gehad nie. En iemand wat dalk 'n swak selfbeeld het, wat sê ek is nooit deur my ouers aangemoedig nie. Ek is nie erken nie. Ek is eintlik maar net nie goed genoeg nie. Arme ek. Dis 'n tipiese martelaarshouding. Daar's mense wat hulle hele lewe deurgaan met so 'n martelaarshouding. Dit word hulle identiteit. Dit word iets waaraan hulle vashou wat hulle glo. Hulle is nou die soort van mense wat uitgesoek is daarvoor om swaar te kry in die lewe. En die punt is, deur swaar te kry, kry hulle aandag. So dit word 'n manier om aandag van ander mense te kry. En daarvan hou hulle, van die aandag. En daarom bly hulle vasgevang in daardie martelaarshouding. En daarom is dit verskriklik belangrik vir sulke mense om hierdie waarhede waarmee ons hier stil staan, van jou ware identiteit in Christus, dit wat ons nou al baie gepraat het oor in hierdie module, om dit toe te laat om deel van jou lewe te word. Nou, ek wil weer terugkeer na daardie lys oor wie ek is in Christus. Ek is kind van God. Ek is nuut gemaak. Ek is sy geliefde kind. As jy dit nog nie fotostateer en opgeplak het nie, doen dit asseblief. Daardie waarhede jy moet eintlik jou brein bombardeer daarmee. Jy moet dit aan mekaar oordink en bedink. Want die waarheid maak vry. Die woord sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En die woord is kragtig. As ons aanhoudend ons brein en ons denke blootstel aan die waarheid van die woord, iewers gaan daardie ander vestings, daardie troebel water gaan skoongemaak word. Dit sal verwyder word, sodat jy al meer vry kan word van daardie klomp
troebel gedagtes wat jou net weghou van die waarheid af. Henry Nouwen skryf ook baie treffend hieroor. Saam met hierdie wat ek nou sê, plak dit op, fotostateer dit, memoriseer dit ook. Vat sekere skrifgedeeltes wat jou veral aanspreek, wat jy moeilik vind om te glo, maar wat vir jou baie kosbaar en mooi is, as dit van jou waar sou kon wees. Aanvaar, dis die waarheid, en memoriseer dit, dat jy dit in jou brein, in jou denke, in jou onderbewuste bære. Henry Nouwen gebruik dit as 'n voorbeeld wat hy sê, dit is soos die kamer van jou hart, wat jy portrette in ophang, en jy hang hierdie portrette, wat die waarheid vertel aan jou, in jou hart op. Byvoorbeeld Psalm 23, of enige ander skrifgedeelte, wat sê, jy is my geliefde, ek hou jou vas, niemand gaan jou uit my hand ruk nie, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy daai skrifgedeeltes memoriseer, en as portrette in jou hart ophang, dan sê gebeur dit, dat jy dikwels in die lewe in 'n moeilike situasie kom, en dan is dit asof jou oë val op daai portrette, wat jou herinner aan wie jy regtig is. Jy kom weer in 'n situasie wat daai snellers na vore kom, wat jy weer voel, ag, ek is nou maar weer 'n slagoffer, ek is net altyd pateties, ek sal dit nooit regkry nie, dan val jou oë op daai portret. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, jy is my geliefde, jy is vir my kosbaar, ek sal jou nooit in die steek laat nie. En daardie waarheid maak jou geleidelik al hoe meer vry van hierdie onskriftuurlike denke, sodat jou denke totaal en al vernuwe kan word, soos wat God dit bedoel het. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.